Nou vandag wil ek 'n bietjie kyk na die helling van 'n parabool. Eintlik het ek al klare fout gemaak, want 'n parabool het nie 'n spesifieke helling nie. Dit hang af waar op die parabool jy is. Byvoorbeeld, hier is die parabool dalend, hy's besig om af te beweeg. Hier is die parabool plat, daar in die punt, in die draaipunt. Ek kan nie sê in die draaipunt beweeg hy op of af nie. Ook die skuinsheid verskil. As ek nader aan die draaipunt kom, hoe verander die helling die heeltyd, hy word al hoe platter en platter, terwyl hy hier, onthou hy beweeg uit buitentoe, al hoe skerper en skerper raak. En die hele tyd daar is die helling negatief. En as ek hier by die draaipunt gekom het, dan verander die helling na positief, want nou is dit 'n stygende funksie. Weereens, na by die draaipunt, is dit 'n relatief plat parabool, sodat hy hierdie ronde draai kan maak, en dan word hy weer al hoe steiler, soos sy helling word al hoe groter en groter, en dit is positief. So die enigste grafiek wat 'n konstante helling het, is 'n reguit lyn. So as ons kyk na 'n reguit lyn grafiek, dan maak dit nie saak waar op die grafiek ek is nie, die helling bly wat dit is. Goed, nou ek wil net die sketsie hier 'n bietjie skoon maak. Ek hoop julle kan nou sien dat ons kan net praat van die gemiddelde helling op 'n parabool. Ons kan nie praat van die parabool se helling nie. In matriek gaan julle wel kalkulus leer, waar jy die helling in elke punt kan uitwerk. Maar nou in graad 11 kan jy net die gemiddelde helling uitwerk. Nou ons sê die gemiddelde helling is die helling van die reguit lyn wat die twee punte verbind. So, as ons nou weer na ons vragie kyk, ek wou die gemiddelde helling tussen die punt A en B uitwerk. Dit beteken, ek moet 'n helling uitwerk van 'n lyn wat deur A, tyd, my lyn is 'n bietjie skeef, ek gaan hom probeer skuif 'n bietjie, en kyk of ek hom daardeur kan kry. Ja, so ongeveer. Ek dink dit sal werk. So ongelukkig is dit 'n baie dun swart lyntjie daar, maar as ek die gemiddelde helling tussen die punt A en die punt B wil uitwerk, moet ek net die helling van daardie dun reguit lyn uitwerk. En jy kan sien hier vir AB, gee dit nogal 'n goeie idee as ek net na die gemiddelde helling kyk, want kyk hoe naby is die reguit lyn aan die parabool. So, die gemiddelde helling, kom ek maak dit net beter. Die gemiddelde helling van AB, nou ja, die reguit lyn se helling is die y-waarde, kom ons sê maar van B, minus die y-waarde van A, gedeel deur die x-waarde van B, minus die x-waarde by A. So y van B is 5, en dan trek ek af y van A, wat minus 3 is, x van B is minus 1, en x van A is 0.
So 'n minus maal 'n minus is 'n plus, so hierdie is eintlik 5 plus 3, en dit gee vir my 8, en onder die lyn het ek minus 1, so die gemiddelde helling van AB is minus 8, so die parabool kom nogal styl af tussen B en A. Die negatief beteken maar net is dalend hier. Onthou, by die draaipunt is dit nie dalend of stygend nie, by die draaipunt sal die helling 0 wees. Nou, ek het gesê dat die helling van hierdie lyn gee nogal 'n goeie idee wat gebeur tussen B en A. Maar as jy byvoorbeeld na die helling van 2 ander punte sou kyk, gee dit nie altyd 'n goeie idee nie. As ek byvoorbeeld, kom ons trek om hierdie slag rooi, as ek byvoorbeeld die helling tussen A en C wou bereken, kan jy sien hoe ver is daardie lyn van die parabool af, so dit gee glad nie vir my 'n goeie idee wat gebeur op die parabool nie. En ook, hier by A is die funksie dalend, die parabool is dalend, hier is hy 0, sy helling is 0 by die draaipunt, en daarna is die helling positief, maar niks van dit kan ons sien uit die gemiddelde helling nie. So, dis waarom ons later na calculus gaan kyk en die helling in elke punt uitwerk.